Wat is die waarde van die rebellie? As hy so goed kon sien wat gebeur, waarom het hy nie gesien dat die rebellie ook in 'n mislukking gaan eindig nie? Waarom sou Siener sy hulp toesê aan 'n vooraf mislukte opstand? Hy het gesê, was dit nie vir die rebellie nie, dan sou ons afgewis gewees het van ons land as 'n Afrikaner volk. Kyk, hy het hierdie republiek wat ons het, die het hy voorstel. Hy het gesê ons werk as rebelle is afgedaan. Hy sê, maar ons sal 'n republiek verkry. Hy sê, dit sal soos 'n ryp appel in ons skoot val. Hy sê, daar sal ons sien dat die beskikking van 'n hoër hand het dit gebring dat ons vrye onafhanklikheid sal kry. Vroeger het ons gehoor dat hy hom onttrek van enige geselskap wanneer hy die gesigte sien. Die volgende geval illustreer sy vermoë om van die gesigte wat hy nie verstaan het nie, weer duideliker te sien. Toe sê my generaal de Wet se vrou vir haar, kyk hier, jy moet die Siener van Rensburg gaan sien. Sy sê, en sy het gaan 'n permit kry, en toe dat die deur vir haar oopmaak, toe sien sy daar 'n man staan met 'n bos baard. Hy kom by haar, en hy sê, niggie, is dit jy wat my wil sien? Sy Siener vir haar. Sy sê, oom, ek wil die Siener sien. Sy sê, hy sê, dit is ek. En sy sê, toe wys hy vir haar daar na 'n bankie. Die eerste vraag wat sy vir hom vra, sy vra vir hom, om Niklas, sal julle ooit hier uitkom? Toe sê Niklas vir haar, ja, ek dink binnekort. Want hy sê, ek het op diezelfde bankie gesien. Toe sien ek, hier by ons in die fort is 'n put. Hy sê, en ek sien, ek kom uit die put uit, met my kosmandjies, maar ek verstaan nie gesig nie. Hy sê, nou gaan dit met my so, as ek 'n gesig sien, en ek verstaan hom nie, dan sien ek om het plein veranderinge tot ek hom verstaan. Om nie te sê, maar hy het hom baie bekommer oor hierdie gesig, want dit is 'n put is altyd 'n gevaar en 'n moeilikheid. Hy sê, toe sien ek weer, hy wys vir haar na 'n venstertjie. Hy sê, ek kyk deur daardie venster, en toe sien ek weer ons kosmandjies, maar nog verstaan ek nie wat dit beteken nie. Maar hy sê, die derde keer wat ek die gesig sien, toe sien ek my uitgaan die hoed wat ek opgaan as ek gaan kuier, die lê by my vrou in die huis op die tafel. Toe weet ek, ons gaan by huis toe. Ek wens ek kon u vertel van die keer toe generaal Delarey by hom besoek gebring het, vergesel van iemand wat die Afrikaner gedagte nie goedgesind was nie. Die gevolg was dat Siener, wat hierdie persoon toe vir die eerste keer gesien het, geweier het om 'n woord te praat. Daar was ook die ander keer. Hy het gesê, hy was 'n man van, wat vir hom gestuur was uit die Vrystaat. Hy sê, hulle wil hom betrap. Hy sê, die man het by 'n familielid vir hom geslaap, en dan naby Wolmaranstad. Hy het 'n perd gekom, met 2 perde gehad, 'n blou en 'n bruine. Hy het die nag by daai familielid geslaap en die oggend vroeg opgestaan. Hy het sy blou perd opgesaag. En hy het ingery en toe draai om. Toe neem hy die blou perd terug. Hy het die blou perd weer in die stal gaan sit en hy het die bruine opgestaan. Die man het by hom gekom en gesê, oom, ek het nou gehoor dat oom sien dinge en dat hier gaan 'n omkeer in ons land plaasvind. Hy sê, en ek het nou uit nuuskierigheid gekom om te my nou sê wat gaan gebeur. Toe sê hy, kyk broer, toe jy vanmôre opgestaan het, het jy eers ingekom met jou blou perd. Jy het omgedraai en jy het hom weer in die stal gaan sit. Hy sê, en jy het 'n bruine opgestal en jy nou meer tot hier gekom het. Hy sê, nou daardie soort mense wat jy is, kan net so teruggaan. Hy sê, aan hulle sê ek niks. Hoe 'n belangrike persoon hy was, kan 'n mens sien op die manier waarop hy in die tronk behandel is. Hulle vir die ou man, hulle het hom 14 dae
het hom in 'n sel dag en nag toegesluit. Sy kos, dis nou seker maar om op hom wraak uit te oefen, anders kan ek dit nie stel nie. Want hy is nie iemand wat ooit aan gevegte deelgeneem het nie. Maar hulle het hom vir 14 dae lank, sy bakkie met die kos word ingestoot en die ander leë bakkie word uitgehaal. En die man toe daar uitkom was hy bijna van sy verstand af. Maar hy daarom gauw weer gerehabiliteer. U sal sê dat dit wonderlik moet wees om so die toekoms dag vir dag te beleef. Maar ook dit dra die bitterheid. Bitterheid in die Anglo-Boereoorlog, toe hy vir die eerste keer gesien het hoe die boeremagte oorwin gaan word. Bitterheid om die dood van sy vriende te sien. En hoe moet dit voel om jou eie dood in die toekoms te sien? Ek het gesien ek gaan sterwe. Ek het die rol lamper op my tafel gesien en ek het gesien ek word van my hand afgehaal, hulle trek my klere uit. Ten spyte van sy teruggetrokkenheid en gebrek aan gevoel van eie waarde, het oom Niklaas tog 'n verpligting gevoel om iets na te laat. Oom Niklaas het vir my gesê, hy sien, die hele wêreld is omgeboeg. Dinge is so deur mekaar oor die hele wêreld. Hy sê, en oor die omgeboegde grond sien hy lê 'n slang. Hy sien nie die slang se kop nie, of nie die slang se stert nie. Hy sê, en net toe hy dit sien, toe sien hy hier sit sy dogter Anna skrywe. Hy sê, toe weet hy goed, daardie dae, as hierdie dinge kom wat ons nou van praat, dan sal die een sê om Niklaas het toegesê, en 'n ander een sal sê toegesê, en ons sal die kop of sterk van kry dat hy wel gesê het nie, daarom moet Anna alles neerskrywe. Toe het Anna dit van 1916 af, het sy alles neergeskrywe, tot om Niklaas se dood in 1926. Hierdie nalatenskap kan baie waardevol wees. En as 'n mens vir 'n oomblik deur die boek blaai en lees, dan is dit werklik asof die voorspellinge gemik is op die deurmekaar wêreld van vandag. Luister. In Europa staan 2 potte, en daar is vier onder. Toe trek 'n trop terrorruiters na Noordwes met gewere in hulle hand. 10de Mei. In Europa is groot zwaar onweer en die ligte slaan agter die wolke uit. Die dag breek en die lug word skoon. Toe kom 'n roetmandjie in die gesig in die lug. En 'n vrou met wit klere sit 'n wit bosblomme in die mandjie. Die mandjie draai en toe is dit die 4 kleur wat in die boom van die mandjie lê. Die blomme is geloof wat die vroue het van die 3-jarige oorlog af dat die 4 kleur sal kom. Kom 'n vrye laming wat ek in 1910 gesien het, weer in die gesig. Toe was die vrye ryp, maar nou is dit net geswel. Toe dit ryp was, het ek ook van hulle gepluk. In Europa is 2 gemesselde kuipe met droë gras in en 'n turk. En brand 'n groot houtvuur. Toe lê 'n groot hoop droë hout op mekaar en die vlam slaat bo uit, maar raak weer dood. 1 Julie 1925. Die gras brand in Europa en die aarde word daar vandaan na hier swart. En die Unie is 'n oond met houtvuur. Toe staan 'n beeld van 'n kaffer in die gesig. Hy sak agteroor en sy mond gaan baie groot oop en 'n gans kom by sy mond uit en vlieg na oos. Toe kom 'n ander groot vogel met die gesig van 'n arend met baie lang vlerke. Sy kleur is wit, maar sy vere is of hulle bo-op effens grys is. In Europa vlug waans uit in dorp
na noordoos en varkens hardloop agterna. In Europa trek waans met rooi osse agter, hulle is waans met blou muile. Met blou osse. Die wêreld word swart na die Unie. Die donker sak toe op die Unie en baie mense trek op na oos.